Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tear till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that pain. Out of the darkness into your glorious day. Your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. When you call my name, I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Wat is, wat was en wat nog gaan kom. Die
lewenslig, die koning van my hart vir nou en vir ewig. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Is die Alpha en Omega, die een wat is, wat was en wat nog gaan kom. Vir ons gesterf, nou is ons vrygekoop. Die hemel gaan nou feestyd vir ons wees. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Goeiedag vriende, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Sjoe, ek is baie bly jy kuier vandag saam met my. Want God se woord vir my en jou is, vandag reageer met geloof. Hoe kry ons dit reg? Want so dikwels, wel is maklik as iets goed gaan in jou lewe, as dinge reg loop. Dan is dit mos maklik om te reageer met geloof, met vreugde, met passie, met geduld, met al die dinge. Maar die oomblik as ons bootjies omgeswaai word, of as ons appelkar omgegooi word, of as dinge verkeerd gaan, of as die lewe met ons gebeur, dan reageer ons so maklik, so gou, met woede, met aanval, met kwaad wees, met jaloesie, met sommer ons rug op God draai. Is dit nie so nie? En dan voel ons net nog meer ongelukkig, want baie keer maak ons juist die mense naaste aan ons die seerste, wanneer ons reageer met ongeloof.
Weet jy ken seker daai gedeelte in Hebreërs 11, wat vir ons kom so mooi verduidelik wat geloof is. Luister gou mooi saam met my. Die Afrikaans 83 vertaling sê Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 2, dis immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is. Gaan lees gerus Hebreërs 11 op jou eie deur, dat jy mooi kan sien hoe die Bybel gelowige mense aan ons voorhou. En dan kom ons by vers 6 wat sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Reageer met geloof. So, die vraag vir my en jou vandag is, hoekom sukkel ons om te reageer in geloof, daardie tye wat ons lewe voel of uit mekaar uitval? Weet jy, daar is oor die 400 verwysings in die Bybel na geloof. Dit is nogal baie. So, dit wys vir my dat geloof is eintlik 'n integrale deel van ons bestaan. Dis eintlik deel van ons DNA, om te glo in iets, of in iemand, of in dinge. Die probleem is net, as ons glo in mense, dan vergeet ons mense is feilbaar. As ons geloof is in dinge, dan vergeet ons dinge vergaan. Ons geloof in Jesus Christus te hê, dis die deel, dis hy wat altyd waar is, wat ewig is, wat nooit weggaan nie, wat nie opraak nie, wat nie sy rug op jou draai nie. My gebed is dat jy daardie soort verhouding met Jesus Christus moet hê, want ons vergeet altyd die pad wat jy stap. Ek gee my hart vir Jesus. As ek my hart vir Jesus gee, kom woon die Heilige Gees in my. Nou moet ek God se woord lees, sodat ek hom beter kan leer ken, want dis hoe ek 'n verhouding met hom opbou. Is jy van daai mense wat sukkel hiermee, wat 1 keer in 'n maand of in 2 weke by die kerk kom, dan hoor jy God se woord? Wat sê, ek het net nie tyd om my Bybel te lees nie, wat skietgebedjies opsê, dalk per ongeluk as ek jaag om betyds by die werk te wees, of as ek 'n krisis het? Of is jy daai persoon wat bou aan hierdie verhouding wat jy met Jesus Christus het? Wat konstant deur die dag die interaksie het van, liewe Here, help my hier asseblief. Vader, dankie vir my kinders, dankie vir hierdie mooi geleentheid. Of Here, ek het nou 'n krisis, hoe wil U hê moet ek maak? Of liewe Heer, ek wil so graag hierdie rok of hierdie kar koop. Is dit oukei met U? Jesus, dankie vir hierdie mooi sonsondergang. Dankie dat U ons so seën. Dankie dat ons lekker kos het. Dankie dat ons vanaand 'n pizza kan eet. Ag Here, bewaar my kinders. Daardie soort interaksie wat jy nie eintlik eers bedink of bereken nie, raak deel van wie jy is, hoe nouer jou verhouding met Jesus Christus is. En dan is dit die plek waar ek en jy kan kom en ons kan reageer met geloof, nee. Maar nou is ons nog nie daar nie. So, dit is nodig dat ek en jy vir mekaar moet vra, of sê, ek wil graag hê, dat God my moet help om te groei in my geloof, sodat ek altyd na hom toe kan gaan as ek 'n krisis het, sodat ek my man of my vrou, my kinders kan oplig, om te wees wie God hulle bedoel het om te wees, sodat ek daardie persoon kan wees, vir wie ander mense na kan wys en sê, sjoe, daardie man, daardie vrou was verskriklik lief vir Jesus. Ek bid dat God my sal help om te groei in my geloof, sodat ek 'n maat of 'n man of 'n vrou in my huishouding kan wees, wat die res van my gesin kan bemoedig, wat my kollegas kan bemoedig, wanneer hulle swaar trek. Sodat ek ook soos Habakuk kan bid. Ek hoop jy het al Habakuk gelees in jou lewe. Daar is net 3 hoofstukke. In Habakuk 1 sien ons hoe hy swaar kry oor al die ellende. Klaar by God. Habakuk 2 sien ons hoe hy kom stil word voor God. Dat hy besef hy moet stil bly. En Habakuk 3 vers 17 lees ek vir jou. Dan sê Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En dan sê hy, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis geloof. Hoe sleg my omstandighede is, al het ek niks,
nogtans sal ek jubel, want ek weet, ek vertrou my God, op hoë plekke maak hy my voete soos die van 'n ribbok. Daar's 'n liedjie Elohim, en dan staan 'n sin in hierdie lied wat sê, anyone with eyes can see a mountain, but anyone with faith can see it move. En dis waar Habakuk was. Daar was niks. Daar was 'n berg voor hom, maar in geloof het hy geweet, sy Here God gee vir hom krag, maak ook sy voete soos die van 'n ribbok, sodat hy veilig kan loop op die hoë plekke. Mag dit vir my en jou so wees. Dis geloof. Nou, hoekom sukkel ons dan so om geloof te hê? Hoorie, dit is so dat die duiwel kla ons aan. Die Bybel leer ons dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. So ek en jy moet dit weet. Dis sy missie om huwelike op te breek, om kinders en ouers van mekaar te vervreem. Dis sy doel om ons gedagtewêreld binne te dring sodat ons besig hou met alles wat sosiale media oplewer, maar dat ons nie fokus op God nie, dat ons nie te lui is om te lees en te bid. Dis wat hy doen. Maar soms gebeur dit ook dat ek en jy keuses maak wat ons lewe onderste bo gooi. Nou dan gee ons vir God of die duiwel die skuld, maar dan maak het. So onthou, ek en jy het altyd 'n keuse. Kies jy Jesus? Kies jy om te groei in jou geloof? Kies jy vandag om te reageer in geloof? Of is jy maar net 'n pion van jou omstandighede? Want wat kan ek prakties doen? Prakties kan ek verder gaan. Prakties kan ek besluit, Here, wys my wat is dit? Wat maak dit ek sukkel met geloof? As hierdie uitdrukking wat ek if we can't define it, we can't defeat it. né? Ek en jy moet definieer in ons lewe, wat is dit wat maak dat ek en jy sukkel om te reageer in geloof? Is dit my geld, my finansies, my werk, my vriende? Is dit my verhouding met my man of my vrou? Is dit net bloot my verlede? Definieer wat die probleem is in jou lewe wat maak dat jy nie kan reageer in geloof nie. En kry professionele hulp as dit nodig is. Kry iemand wat saam met jou kan bid as dit nodig is. Maar erken dit, bely dit. Kom in aanbidding. Vra hom om jou te help. Vra hom om jou te wys hoe. Hy sal vir jou help. Vriende, ons is baie keer so trots om met iemand te gesels oor die goeders wat ons lam. Klim uit daardie vrees en gaan vertrou dat iemand anders jou hand kan vashou om saam met jou te bid of jou arms kan oplig. God het ons mekaar gegee, juis om mekaar te kan help, hoor. Die hele sleutelwoord hier is vir my om te kom in aanbidding. Want daar is baie redes hoekom ons sukkel met ons geloof, maar ek wil vir jou 3 noem, wat ek dink oral voorkom. En die eerste een is ons vrees en ons vertwyfeling. So maklik kyk ons net vas teen hierdie berg voor ons. Ek laat my dink aan Petrus wat ons lees in Matteus 14 vers 28. Hy en die disippels was mos in die skuit op die meer die nag en die storm het opgekom en die golwe was hoog en Jesus kom op die water aangestap na hulle toe. En Petrus wat sê, Here, ek wil ook so uitklim en loop en Jesus sê, kom. En hy klim uit op die water en hy stap na Jesus toe. Want sy oog was op Jesus. Maar die oomblik toe hy wegkyk en hy kyk teen hierdie hoë golwe vas, toe word hy bang. En toe hy bang word, toe sink hy. Vriende, is dit in my jou lewe vandag so? Word jy bang vir jou omstandighede? Is jy bang as jy sien, dit lyk asof jou finansies nie gaan uitkom hierdie maand nie? Is jy bang vir die verhouding waarin jy is? Is jy bang vir jou gedagtes? Is jy bang vir die verslawing waarin jy is? Dis omdat jou oë nie op Jesus is nie. Hou hom voor oë. Kyk net na hom. Lees, delf in sy woord en soos ek net nou gesê het, kry hulp as dit nodig is. Jy hoef nie alleen deur jou vertwyfeling en jou bangwees te gaan nie, maar hier is hoop. Die oomblik toe Petrus sy hand uitsteek en hy sê, Here, help, het Jesus sy hand vasgegryp en hom gehelp om veilig terug te kom in die boot. Jesus het hom berisp en gesê, hoekom is jou geloof so klein? Maar dit het nie Jesus se liefde vir hom weggevat nie, dit het nie Jesus se hulp vir hom weggevat nie. So dit moet ek en jy onthou. Vra vandag vir Jesus in jou nood, in jou angs, Here, help my. Geef vir my meer geloof. Wys my hier. Bring my weer op 'n veilige plek. Die tweede rede hoekom ons gemin geloof is ons het nie eenvoudig genoeg kennis of begrip van God se woord nie. Hoe kan ek genoeg kennis en begrip kry? Lees jou Bybel. Lees jou Bybel en bid. Vriende, ons
ken nie vir Jesus nie, want ons lees nie sy woord nie. As jy in sy woord delf, as jy dit lees, as jy dit deel maak van jou dagse bestaan, as jy nie vir jouself sê, ek beweeg nie vanoggend uit my huis uit, voor ek nie my Bybel gelees het en by God was nie, dan gaan jy by daai plek in geloof kom wat jy gaan weet, dat God is altyd goed. God kan altyd doen wat hy sê hy kan doen. Hy is wie hy sê hy is. God is altyd in beheer. Hy is altyd oral teenwoordig. Is dit nie wonderlik as jy daai wete en vaste wete in jou hart kan hê nie? En die derde rede hoekom ons sukkel met geloof is ons vertrou God nie. Nou vertroue is 'n geloofstap wat jy neem. Dis 'n keuse wat jy maak. Net soos wat ek kies om dan nou eerder te luister vir sosiale media en ek gaan in 'n angs en in spanning en bewering vir wat die ekonomie in die land als aangaan, of ek kan kies. Ek sluit my af daarvan. Ek kan kennis neem as ek moet, maar ek weet God is in beheer. Ek weet my Vader, hy het vir my Jesus Christus gegee om aan 'n kruis te sterf vir my sonde, wat op die derde dag opgestaan het, opgevaar het hemel toe en besig is om vir my plek te berei. Dis die grootste wonderwerk van alle tye en dis bewys en dis 'n feit. Dit is waarin ek en jy glo. Dis waarin ons geloof lê. Nie in mense wat jou in die steek kan laat en dinge wat vergaan nie. Vriende, om vir jou mooi te help, om jou geloof jou reaksie te hê, wil ek vir jou nog iets noem. Ons het vir mekaar gesê, ons sukkel met geloof, want ons sê die duiwel val ons aan, ons sê ons neem verkeerde besluite, maar soms gebeur dit tog dat God ons toets, dat hy ons geloof toets, soos hy Abraham se geloof getoets het, en vir hom gesê het om sy seun te offer. Lees ek jou hierdie verhaal in Markus 7 vanaf vers 24, maar ek wil gou vir jou konteks hier gee. Onthou nou mooi, die volk was tot op hierdie stadium, was hulle nog vasgevang, kom ons noem met wettiesheid, die gebruike van daardie tyd, dat byvoorbeeld sekere kosse is onrein en jy mag nie daarvan eet nie, sekere mense is onrein, jy mag nie naby hulle kom nie, nie aan hulle raak nie, en ook mense wat jy glad nie mee mag meng nie, soos die heidene. Maar Jesus, toe hy begin het met sy bediening op aarde, het hy begin om stelselmatig hierdie wettiesheid af te breek. En dit is wat ons sien by hierdie storie wat hy vertel met die vrou wat hy in kontak mee was. Sy was nie deel van God se volk nie, sy was nie 'n Israeliet nie. Haar afkoms was Grieks. Sy is in Syro-Fenisië gebore, lees ons. So sy het eintlik nie reg gehad om by Jesus te wees, om met hom te praat eers, en om deel te kon hê van sy genade nie. Kom ek lees vir jou wat staan daar, vanaf vers 24. Van daar af is Jesus na die omgewing van Tyrus toe. Hy het stilletjies by 'n huis ingegaan in die hoop dat niemand sou agterkom dit is hy nie. Maar die plan het nie gewerk nie, want die nuus het vinnig versprei dat hy daar is. Ek wil vir jou sê, dis wonderlik om te weet, as Jesus in die vertrek is, dan weet mense dit. Want Jesus het 'n manier om mense se lewens aan te raak. Jy kan Jesus nooit wegsteek nie. As jy Jesus gekies het, gaan almal weet hy's in jou hart, nee? Ek lees verder. Sonder om 'n oomblik te wag, het 'n vrou met haar dogtertjie wat deur 'n bose gees gepla is na hom toe gekom. Sy was 'n Griek wat in Syro-Fenisië gebore is. Sy val toe voor hom neer en smeek hom om die bose gees uit haar dogter te verjaag. Jesus antwoord daartoe: "Wag jou beurt af. Dis mos nie mooi om die geestelike kos uit Israel se mond te vat en dit vir onrein mense te gee wat nie deel van die verbondsvolk van God is nie." "Ag, dit is waar, Here," kom haar antwoord. "Maar onrein mense sal tevrede wees met die stukkies kos van genade wat van die volk van God se tafel afval." En Jesus sê in vers 29, "Dis 'n goeie antwoord. Gaan maar huis toe, want die demoon is nie meer in jou dogter nie." Toe sy by die huis kom, kry sy haar dogter op die bed en die demoon was weg. Dis so 'n interessante storie, maar ja, Jesus het haar getoets. Maar sy het met vleiende vadels deurgekom, en weet jy hoekom? Sy het gekom net soos wat sy is, na Jesus toe. Sy het nie gekom met fanfare en anders voorgedoen nie. Sy het geweet, ek wil amper sê, sy het nie omgegee dat hy weet sy's 'n Griek nie, want dis wie sy is. So dikwels is ek en jy in vermomming, en ek dink ons kan dinge wegsteek vir God, maar sy het nie, sy het net so gekom soos sy is. Haar desperaatheid was sigbaar in elke handeling van haar. Jesus
toets haar en sê, hoorie, dis nie mooi om hierdie genade te kom vat wat vir God se verbondsvolk bedoel was nie, maar sy het, ons sal sê, sy het gepush, sy het aangehou, sy sê, Here, ek is desperaat, al kry ek van die krummels van hierdie genade, dit gaan genoeg wees om my kind te red. En Jesus was tevrede met haar antwoord, hy het na kind, en hy het haar kind gesond gemaak. Vriende, ek en jy moet ook soos hierdie vrou wees. Kom nes jy is na Jesus toe, erken sy almag, erken dat hy is wie hy sê hy is, en dat hy kan doen wat hy sê hy kan doen. Raak desperaat, want ons is so gemaklik in ons gemaksones. Ons gaan bietjie kerk toe, ons weet van Jesus, ons hoor bietjie dit, ons bid 'n bietjie daar. Hoe desperaat is ek en jy? Wys ons vir Jesus, Here, ek is selfs tevrede net met die krummels, want ek wil net nog van U in my lewe hê. Ek wil meer van U hê. Here, ja, ek wil reageer in totale geloof, algehele geloof. Om op daai plek te kom, moet ek en jy soos hierdie vrou raak. Ons moet kom nes ons is. Ons moet desperaat wees. Ek sê hierdie woord oor en oor vandag vir jou. En ek moet glo en weet, ek kan bid 'n almagtige God wat kan sê, hy kan doen wat hy kan doen, dat hy is wie hy sê hy is. Vriende, geloof is nie dit wat ons van God kan kry nie. Geloof is om die pad met hom te stap. As ek terugkyk op my eie lewe, dan sien ek, juist daai tye wat dit vir my gevoel het, ek kry bitter swaar, was die tye wat my geloof gegroei het, waar ek desperaat aan God vasgehou het. Daarom pleit ek vandag by jou, erken God sy autoriteit, erken dat hy die skepper is van die hemel en aarde, dit alles wat jy om jou sien behoort in elk geval aan hom. Ek en jy is rentmeesters, het ons verlede keer vir mekaar gesê, van dit wat hy vir ons gee. Mag ons bid dat hy ons geloof laat groei en sterk maak, dat ons oë net op hom sal hou, dat ons desperaat aan hom sal vashou, om te weet en vertrou, al voel my omstandighede, dis net 'n berg, maar dat ek in my gees gaan sien hoe hierdie berg beweeg, want ek aanbid 'n lewende God. En eendag gaan ek saam met hom in sy hemelse paradys wees. En ek kan dit net regkry as ek tyd met hom spandeer. Moenie jou dag deurgaan as jy nie by Jesus Christus gesit het nie. As jy uitstel vir vanaand, as jy vaak en moeg of iets gebeur en jy kom nie by hom uit nie. En vertrou hom. Neem die keuse vandag. Ek kies om Jesus te glo, nie mense, nie die sosiale media, nie my geld, nie my omstandighede nie. Jesus, hoor jy, ek wil vandag vir jou sê, vriende, vir alles onder die son is daar 'n antwoord in God se woord. Lees jou Bybel, leer hom ken. Daar's so baie gratis toepassings wat ons kan aflaai, selfs op internet, wat betroubare bronne is om vir ons 'n agtergrond te gee van 'n gedeelte wat jy lees, wat vir jou dit meer kan toelig. Maak seker, jy word wars nie net deur God se woord nie. Maak seker jy ken dit sodat jy dit kan bid en uitspreek oor jou lewe en die lewe van jou geliefdes en jou kinders, jou kollegas, jou vriende, waar jy beweeg. Want weet, hoe nader ek aan God beweeg, hoe meer kan ek 'n kanaal wees waardeur hy kan werk om sy wonderwerke op hierdie aarde te kan doen. Ek sluit af met Hebreërs 6 vers 19. Die boodskapvertaling sê, om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. En hoor hierdie mooi deel. Dit verbind ons ook direk met God self in die heiligste van heilige plekke. In die ou bedeling moes die volk om by die heiligste van heilige plekke uit te kom, kon net die hoëpriester daarin kom eenmaal 'n jaar. Jesus se dood aan die kruis het daai gordyn laat skeur, sodat ek en jy vrye toegang het. As jy ja sê vir Jesus, is die Heilige Gees in jou hart. God se Gees pleit vir jou 24/7 by God die Vader. Hy tree vir jou in. Hy gaan met versigtinge daai kere wat jy nie eens weet hoe om te bid nie. Bid hy vir my en jou. Hy tree vir ons in met woorde wat God verstaan in die hemelse taal. So God ken my en jou deur en deur. En die Heilige Gees is ons tussenganger. Hy is ons advokaat. Hy is ons trooster. Hy is ons beskermer. Vriende, sorg vandag, kies vandag dat jy met hom 'n verhouding het. En dan gaan jy sien, as jy God vertrou, dan gaan jy onwillekeurig reageer in geloof, ongeag jou omstandighede. Ek bid dat dit vir jou so mag wees. Kom ons bid saam hieroor. My Here God, vandag kom loof en prys ons U vir U almag, vir U grootheid. Ons kom loof en prys ons U dat ons verstaan, soms toets U ons geloof.
Ja, Here, soms maak ons self keuses wat vir ons die wêreld moeilik maak. En dit is so, die duiwel is besig op hierdie aarde. Maar help ons elkeen om ons oë op U te hou en te weet, my God is die oorwinnaar. Ek aanbid 'n God wat lewend is, wat ewig is. En daarvoor sê ons vir U baie dankie en loof en prys ons U groote naam. Help ons dus, Here, om U beter te leer ken, sodat ons kan reageer in geloof. Amen. Vriende, dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ek wil jou nooi om elke Sondag by ons aan te sluit, by Kiro Bottelarij, Kiro Brackenfell. Ons is familiekerk Bottelarij, maar ons is elke Sondag by Kiro Brackenfell, 9:30. Kom sluit by ons aan, en dan wil ek sommer ook al klare advertentiebreek hê en vir jou te sê, op 7 Desember het ons 'n heerlike, wonderlike Kersspel aanbieding. Kom raak deel daarvan, moenie dit mis nie, en maak jouself en jou huis gereed om hierdie Kersfees te weet, dis 'n Christusfees. Mooi loop, baie seën vir jou week. Totsiens. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom